Ons het laasweek begin met wat vir my lyk is 'n 3-deel boodskap. En die titel van hierdie boodskap is om te brand sonder om uit te brand. Om te brand sonder om uit te brand. Ek wil vanoggend in hierdie tweede deel raak aan jou persoonlike lewe en jou verhouding met God. En hierdie is eintlik uit die 3 dele uit, is hierdie deel vanoggend se deel, ek dink is die belangrikste vir jou lewe, jou eie lewe. Volgende week, as die Here wil, gaan ons praat oor hoe belangrik hierdie beginsels is vir ons gemeente, maar hierdie deel is vir jou lewe. En ek wil afskop in Markus 1 en vir jou iets wys omtrent Jesus se gewoontes. Markus 1 vers 35, en jy kan gerus saam met my blaai, jy kan 'n notemaatjie van, jy kan jou Bybel saam met my oopmaak, of jy kan saam met ons op skerm volg. Ek lees dit vir jy vanoggend, Markus 1 vers 35, en onthou, Markus was nie een van die eerste 12 disippels van Jesus nie. Ons lees die evangelies en ons neem aan, al die evangelieskrywers was, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, was almal volgelinge. Nee, net 2 van hulle was Matteus en Johannes. Lukas en Markus was disippels van heel moontlik Petrus of Paulus, maar as gevolg van die tydsperiode heel moontlik Petrus. So wanneer ons Markus lees, dan lees ons Petrus se woorde, soos wat hy dit oorvertaal het aan Markus. En Petrus was daar. Petrus was op die toneel met Jesus. Petrus het ongeveer 3 jaar van sy lewe met Jesus spandeer, dag in en dag uit. Hy het gesien wanneer Jesus vroeg in die oggend opstaan of laat gaan slaap. Hy het gesien wat Jesus se gewoontes was, en hy deel een van hierdie gewoontes met ons in die boek van Markus. En dit sê vir ons hier in vers 35, vroeg in die môre, en ons mag dalk vra, maar hoe vroeg? Markus gaan so ver as om te sê, nog diep in die nag. So ek sou aanneem, 2 uur die oggend, 3 uur die oggend, vroeg in die môre, het hy, Jesus, opgestaan en uitgegaan na 'n eensame plek. Hy het daarin vertrek, en die woord sê, hy het daar gebid. Dis 'n gewoonte wat Jesus gehad het, want Lukas sê vir ons dieselfde ding. Lukas sê vir ons ook dat Jesus gereeld, hy gebruik eintlik die woord gereeld, na verlate plekke onttrek het om te bid. So ons weet dit was 'n gewoonte wat Jesus gehad het. Ons het laasweek begin praat oor die feit dat jou geestelike lewe, jou verhouding met Jesus, was nooit bedoel om chaoties te wees en vol wanorde nie, maar konsekwent. Heilige gewoontes wat ons daagliks beoefen. Ons gaan kyk na die tipes gewoontes vandag. Ons gaan bietjie dieper delf en ons gaan dit bietjie ontpak. Maar die Here wou hê dat ons gewoontes konsekwent moet bly, daagliks moet bly, en dan lewensgewend. En ons het begin praat oor geestelike ritme. En wat ons vanoggend met hierdie boodskap wil doen, is ons wil vir jou iets gee, en ek is so dankbaar vir ons span by die deur, want ek dink hulle het al vir meeste van ons so 'n boekie, jy het miskien so 'n boekie by die deur gekry, maar as jy hom nie gekry het nie, dan moet jy seker maak, jy kry so 'n boekie voordat jy huis toe gaan, en as daar nie genoeg is nie, gee asseblief vir ons span jou naam, jou nommer, dat ons kan seker maak, jy kry een van hierdie boekies, want ons wil jou toerus vanoggend oor die belangrikheid van geestelike ritme. En ek wil dit vir jou lees, ek wil weer vir jou net lees wat ons laasweek gesê het geestelike ritme is. Dit is die doelbewuste patroon wat ek en jy elke dag van ons lewe kweek, elke maand van ons lewe, en jy gaan dalk dink, ek sê elke jaar volgende, nee, elke seisoen van jou lewe, en deur jou lewe kweek om tot God te nader. Met ander woorde, ek kweek gewoontes, soos Jesus wat gaan bid het, kweek ek gewoontes om tot God te nader, gewoontes soos gebed,
gewoontes soos aanbidding, gewoontes soos vas, gewoontes soos danksegging. Ons gaan van hierdie goed ontpak vanoggend. En dan vanuit daardie plek, waar ek hierdie heilige gewoontes het in my lewe, om vanuit daardie plek te lewe. En dan, wanneer ek uit daardie plek lewe, om dan uit 'n plek van intimiteit met God te lewe, sodat ek nie leegloop nie. Want as jy hierdie gewoontes nie kweek nie, dan gaan jy vinnig vind jy begin leegloop. Jy gaan vinnig vind jy begin die dag, as jy nie gebid het nie, as jy nie vroeg opgestaan het en tyd met Jesus spandeer het nie, gaan jy vind, jy begin die dag in jou eie krag, jou eie wysheid, jou eie insig. En so geestelike ritme help ons het gesê, om te brand vir die Here, sonder om uit te brand. En ons het geleer, dat soos die see, julle sal die video onthou van laas week, met die see wat uitspoel op die kuslyn en weer terugtrek, soos wat die see moet uitspoel en terugtrek vir die kuslyne, om gevorm te word, het ek en jy ook ritme nodig vir geestelike vorming en geestelike groei. Ons het geleer, dat geestelike ritme die platform skep. Wil jy moet so hieraan dink, elke keer wat jy besluit, ek gaan môreoggend opstaan en bid, skep jy 'n platform, van waaruit jy hierdie jaar gaan groei, en gaan verdiep in jou verhouding met God. Ons het geleer, dat sonder geestelike ritme, beweeg ek van nader na ver. Aktief na onaktief. En jy kan gaan luister na hoe jy van nader na ver beweeg. Ons beweeg agteruit, geestelik, wanneer daar nie geestelike ritme in ons lewe is nie, in plaas van om vorentoe te beweeg. En ons benodig ritme, nie net vir vorming nie, ons benodig ritme vir balans in ons lewe, want van ons lewens is redelik ongebalanseerd. Ons fokus is op sekere dinge wat wanbalans skep in ons lewe, en as ons nie gefokus is eerstens op ons verhouding met Jesus nie, dan gaan alles in jou lewe redelik ongebalanseerd wees, maar nie net vir balans nie, vir beleining. As ek wil hê my lewe moet binne die wil van God geskied, dan is dit belangrik om gesonde geestelike ritme te hê. Ons het laasweek gesien hoe lyk dit by die see, maar vanoggend wil ek vir jou wys, en ek dink ons jong mense gaan dit veral geniet, maar ek wil vir jou wys hoe belangrik ritme is vir balans en beleining met twee mense wat snowboarding doen. Kom ek wys net vir jou like daai video, en daar is klankbuis, ons kan net klankbuis sit, maar dis net 'n paar sekondes. Kom ons kyk hoe lyk dit wanneer mense snowboard. Is dit nie mooi om te sien hoe ritme balans hou? Kyk, as ek en jy nou op die snowboard klim, gaan ons seker val. En is dit nie mooi om te sien hoe daar beleining plaasvind nie? Dat die een binne in die ander se spoor vloei nie. En dis wat gebeur wanneer daar geestelike ritme in my lewe is. Daar is 'n balans wat plaasvind, en daar is 'n beleining wat plaasvind in my lewe. En wat ons vanoggend gaan doen is, ons gaan 'n bietjie die tipe ritmes ontpak wat ons moet bevorder in ons geestelike lewe. Maar ons het laasweek gesê, en ek wil dit weer vir jou op skerm sit, dat geestelike ritme eintlik in een woord opgesom kan word. En ek is bly, ons kan hierna kyk na hierdie een woord, sodat ons nooit vergeet wat hierdie woord is nie. Dis net een woord van jou lewe, en ek gaan vir Marie vra met vir ons op skerm sit, maar dis die woord bly. Bly, want Jesus sê vir ons in Johannes, bly in my. Dis wat gebeur wanneer ek bid, ek bly in hom. Wanneer ek kan bid, bly ek in hom. Wanneer ek my sonde bely, bly ek in hom. Wanneer ek vas, bly ek in hom. En dis hoe Jesus ons nooi, hy sê, bly in my. En as jy dit verder gaan lees, dan maak Jesus 'n baie treffende stelling. Hy sê vir ons, sonder my kan julle niks doen nie.
Het jy al ooit tot daai besef gekom in jou lewe? Sonder hom kan ek niks, jy kan probeer, jy kan tot 'n redelike mate sekere goed in jou lewe doen, jy dink sonder God, maar dit is sy asem in jou longe, sy krag in jou spiere, wat jou toelaat om dit te doen, maar as hy vir 'n oomblik van ons moes onttrek, sou ons nie bestaan nie, sou ons niks kon doen nie, en ons kan niks sonder Jesus doen nie. So wat ritme ons mee help is, dit help ons om te bly, sonder om leeg te loop. En vanoggend wil ek 4 tipes ritme met jou bespreek en 'n bietjie ontpak, en wat ek wil doen is, ek gaan met elkeen van hierdie ritmes, gaan ek vir jou 'n ritme op skerm sit, met 'n verwante vers van hoe dit gelyk het in die skrif, wanneer iemand hierdie ritme bevorder het, en dan 'n lewensles wat ons uit hierdie ritmes gaan kry. So, ons net 4, ek wil elkeen met jou deel vanoggend. Nommer 1, kom ons ontpak dit 'n bietjie, jou daaglikse ritme. Jou daaglikse ritme, en ek wil vir jou sê, as jy 'n boekie gaan vat na die tyd, gaan dit wat ek vanoggend met jou deel daar wees, en jy gaan die boekie kan gebruik, om jouself en jou daaglikse ritmes te evalueer, en om te kyk, maar waar is ek in my geestelike lewe, en dan aan die einde van die boekie, gaan ek jou nooi, om sekere veranderinge te maak in jou lewe, om weer in geestelike ritme te kom. Die eerste ritme, jou daaglikse ritme, die rede vir daaglikse ritme, is om naby te bly, om naby God te bly, en kom ons praat oor wat dit insluit. Dit sluit my tyd in die woord van God, wanneer ek die Bybel lees elke dag, of dit 'n Bybelplan is, of dit 'n dagstukkie is, maar iewers in my dag moet ek tyd afsonder om tyd in die woord te spandeer. Dit sluit gebed in, om met God te praat, want en gebed is nie net om met hom te praat nie, maar om ook tyd te maak om te luister. Wat sê u vir my vandag? Psalm 95 sê vir ons vandag, dis nie op skerm nie, maar hy wil dit neerskryf, vandag, as jy sy stem hoor, moenie jou hart verhard nie. Dit beteken dat die Here elke dag met jou wil praat, maar ons net nie elke dag luister nie. Hierdie tyd in woord en gebed, wat so belangrik van hierdie daaglikse ritme is dat hierdie tyd is nie net vir kennis nie. Ek wil jy moet 'n nota hiervan maak. Dis nie net vir kennis nie, dis vir ontmoeting. Dis vir ontmoeting. Dis vir tyd met hom. Tyd met Jesus. Nog 'n faset van dit sluit dankbaarheid in. Elke dag as jy net daar sit en begin om vir die Here dankie te sê vir die dinge in jou lewe. Dankie vir my man, dankie vir my vrou, dankie vir my kind, dankie vir my lewe, dankie vir nog 'n dag wat U my gegee het. Hier's 'n ritme wat gaan vorm in jou lewe van dankbaarheid. Dit sluit die oorgee van bekommernisse in. Ons praat van wat ons elke dag moet bevorder. Jy moet elke dag, wanneer jy die dag begin, jou bekommernisse aan hom oorgee. Here, U weet hoe my dag gaan lyk. U weet wat 'n vergadering ek gaan hou. U weet watter planne ek gemaak het. Ek wil net al die dinge wat swaar weeg, al die dinge wat swaar lê op my, ek wil dit net aan U oorgee, Here. Ek wil dit in U hande sit vandag. Die oorgee van bekommernisse. Afsondering, soos Jesus, om tyd alleen met Jesus te hê, tyd alleen met hom. Bybelstudie, aanbidding. En die rede hoekom ons dit daagliks doen, is omdat ek en jy nie gemaak is om net te gee nie. Ons moet weer gevul word. Ons moet weer ontvang. En dis daar wanneer ek alleen met hom is, wat ek hervul word, kan ontvang, en uit daardie plek uit weer kan gee vir die dag wat voor lê. Die Here wil vir ons nuwe krag vir elke dag gee, nuwe barmhartighede, nuwe genade. Kom ons kyk na iemand se lewe wat daaglikse ritme gehad het in die skrif. Daniel was so 'n man. Daniel was 'n jong man op hierdie stadium, en Daniel 6 vers 11 sê die woord vir ons, en luister, jong mense,
jong mense, jong volwassenes, luister. Daniël het verneem dat die bevelskrif geskrywe was. Hy het in sy huis ingegaan, hy het in sy bokamer vensters gehad wat oop was in die rigting van Jerusalem. Hy het 3 maal op 'n dag op sy knie geval en gebid en lofprysinge uitgespreek voor sy God, net soos, ek hou van hierdie, net soos hy tevore gedoen het. Hierdie was 'n gewoonte in sy lewe. Hy het geestelike ritme gehad. Daniël is 'n goeie voorbeeld van daaglikse ritme. En wat kan ons hieruit leer? Hoekom sonder ons onsself daagliks af? Hoekom is daaglikse ritme belangrik? Want daaglikse afsondering bring verdieping in jou verhouding met die Here. Dit bring verdieping. Tweedens is ons weeklikse ritme. Net soos ons daaglikse ritme vir ons gegee is om naby te bly, is ons weeklikse ritme vir ons gegee om verbind te bly, verbind met mekaar, verbind met ander gelowiges. Wat sluit dit in? Dit sluit in dinge soos gemeenskaplike aanbidding. Soos wanneer ons saamkom vir dienste, verbind dit ons as gemeente. Dit sluit in 'n herkalibrering van jou geestelike fokus voordat jy 'n nuwe week ingaan. Dis hoekom hierdie tyd so kosbaar is. Dis hoekom jy iemand moet nooi, want daar is iemand wat hierdie week gaan ingaan, wat nie hier was nie, en nie gaan herkalibreer nie. En dis wat ons vir mekaar kan beteken. Wanneer ons saamkom, help dit ons om 'n gesamentlike fokus te hê op wie God is in ons lewe, en ons kom en ons word toegerus om nie leeg te loop in die week nie, maar vanuit 'n plek van intimiteit meer en meer te kan gee van dit wat die Here vir ons saam gee. Ons geestelike fokus. Daar's 'n verdieping van geloof wat plaasvind wanneer ons onder die hoor van die woord kom, en nog 'n deel van ons weeklikse ritme is die belangrikheid van rus. God het ons geskape om ten minstens 1 dag 'n week te rus. En as jou liggaam nie rus nie, gaan jy uitbrand. As jou liggaam nie rus nie, gaan jy leegloop. In Romeine 10, ek gaan dit vir u lees, sê die woord geloof is dus uit wat? Wie ken hierdie vers? Uit die gehoor. Wat beteken dit? Dit beteken, wanneer ek die woord hoor, dan groei my geloof. Dis hoekom dit so belangrik is om jouself iewers in 'n week te vind waar die woord hoorbaar is in jou lewe. Wanneer jy dit hoor, kweek dit geloof. En die woord sê vir ons, dis uitgehoor, en gehoor is deur die woord van God. So geloof kom nie net deur enigiets te hoor nie, dit kom deur die woord te hoor. Wanneer jy die woord hoor, groei jou geloof. Maar hoe lyk dit in die Nuwe Testament? Wanneer mense 'n weeklikse ritme het. Kom ek wys dit vir jou in Handelinge 2, vers 42. Ons kan dit saam lees daar. Hulle, die vroeë kerk, die vroeë gelowiges, het volhard. Kyk vir die persoon langs jou en sê, hulle het volhard. Hulle het volhard. Hierdie was nie 'n oomblik nou en dan nie, hierdie was 'n gewoonte. Hierdie was 'n dissipline in hulle lewe. Hierdie was 'n ritme wat hulle gekweek het. Hulle het volhard in 4 dinge. Die woord sê vir ons, hulle het volhard in die leer van die apostels. So hulle het weekliks hulle self blootgestel aan die lering van hulle leiers. Tweedens, het hulle volhard in die gemeenskap, in die tyd wat hulle met mekaar spandeer het. Ons gaan volgende week gaan ons hierdie bietjie meer ontpak, maar dis waar ons liggroepe inkom, waar mense in huise en plekke saamkom, om mekaar in die geloof hande te vat en te bou en te bemoedig. En die woord sê derdens in die breking van brood, wat ons weer vanoggend gaan doen, en dan laastens in die gebede. Nie net het hulle self afgesonder om alleen tyd met Jesus te spandeer en te bid nie, maar hulle het ook hulle self blootgestel om met mekaar te bid. En volgende week, as die Here wil, gaan ons praat oor hoe belangrik geestelike ritme vir 'n gemeente is,
want as ons kan agteruitgaan, persoonlik, wanneer daar nie geestelike ritme is nie, kan 'n gemeente ook. En ons gaan praat oor hoekom dissiplines vir ons as gemeente so belangrik is. Net soos daaglikse ritme verdieping bring in jou geloof, bring weeklikse ritme verryking. Dit bring geestelike verryking in jou lewe. Die derde ritme is seisonale ritmes. Met ander woorde, deur verskillende seisoene van jou lewe is daar sekere ritmes wat die Here ons nooi om na te volg. En ons het seisonale ritme nodig om vernuwe te bly, vars te bly in ons verhouding met God, by daai eerste liefde vir hom te bly, dat dit nie sal verkoel nie. En dit sluit in seisonale tye van gebed, van vas. 'n Goeie voorbeeld hiervan is die tyd van vas en gebed, wat ons aan die begin van elke jaar doen, wanneer ons die Daniel vas het as gemeente, en ons sonder 21 dae af om God te soek in vas en gebed. Dit is 'n voorbeeld van seisonale ritme, en dit kan 'n voorbeeld vir jou lewe wees, om te sê, deur sekere tye van die jaar, gaan ek God soek in vas en in gebed. En so, die woord sê vir ons moet onsself eintlik evalueer, en toets, om te sien, is ons in die geloof, en soos self-evaluering is belangrik as deel van seisonale ritme in jou lewe. Daar moet tye wees in jou lewe, wat jy gaan stil sit, en jouself besoek, en sê, is ek nog op die plek waar God wil hê ek moet wees? Is ek nog besig met die dinge wat God wil hê ek moet doen? Hoe sien die Here my lewe? Want ons sien in die boek van 2 Korintiërs 13 vers 5, ons moet onsself ondersoek of ons in die geloof is, en dit sê daar, stel jouself op die proef, evalueer jouself, stel jouself op die proef. Groei ek? Het my hart dalk iewers begin koud word? Wat moet ek laat gaan in my lewe? Een van die tye wanneer ons seisonale ritme bevorder is in tye van krisis, in tye van lyding, wanneer ons lyding nodig het in ons lewe. En soos ons die vraag moet vra, hoe lyk dit? Sien ons 'n mooi voorbeeld hiervan in die boek van Esra 8, vers 21. Esra sê, ek het daar, hulle was by 'n rivier gewees, hulle was op pad terug na Jerusalem, met mense wat in ballingskap was, wat teruggetrek het na hulle tuisland toe. En by die rivier se naam was Ahava, in Esra, sê hy daar, sê die woord, het ek 'n vastheid uitgeroep aan die rivier Ahava, om ons te verootmoedig voor die aangesig van ons God. Hoekom? Om ten einde van hom 'n voorspoedige reis te vra vir ons families en al ons goed. Wanneer jy besluit moet neem, wanneer jy van rigting gaan verander, wanneer jy van plek gaan verander, wanneer jy van werk gaan verander, wanneer jy 'n nuwe reis tog ondergaan in jou lewe, in die seisoen van jou lewe, dan is seisonale ritme baie belangrik. Tyd om God te soek in vas en gebed. En wat doen seisonale afsondering vir ons? Dit bring vir ons vernuwing. Seisonale afsondering bring vir ons vernuwing. Laastens is ons lewensritme. So daar's daaglikse ritmes, weeklikse ritmes, seisonale ritmes en ons lewensritme. En ons lewensritme is vir ons gegee om nederig te bly. Om nederig te bly. Wie van ons sou vanoggend sê, ek wil meer soos Jesus wees? Kan jy hand opsteek? Ek dink nie iemand gaan nie hulle hand opsteek nie, nee. Ek wil meer soos Jesus wees. Weet jy wat sê Jesus van homself? Hy sê, ek is sagmoedig en nederig van hart. As ek soos Jesus wil wees, moet ek sagmoedig en nederig van hart wees. Ek het na 'n mooi lering geluister van iemand wat beskryf het wat dit beteken om 'n man te wees. Ek dink ons het 'n paar manne in die huis vanoggend, nê? Al die manne kan amen sê, dan weet ek waar julle is. Daar's 'n paar manne. Amen. En weet jy wat het gelei tot die vorming van man wees vandag?
was al daai ou John Wayne films. Wie onthou daai John Wayne films wat daar, né? Jy weet, as iemand met jou stry, dan haal jy sommer die geweer uit en ons sorteer dit uit met 'n revolver, cowboys, jy weet, koud tabak en spoeg dit op die kant uit. Sê vir die vrou waar plek is in die kombuis. Dit het die vorming geskep van wat man wees beteken. Jesus, die perfekte beeld van man wees, sê vir ons, luister, as jy 'n goeie man wil wees sagmoedig en nederig van hart. Hierdie is nie swakhede nie. Hierdie is sterktes. Dit is maklik om jou meer te verloor. Dit is maklik om jou stem te verhef. Dit is moeilik om jouself in te hou. Dit is moeilik om stil te bly. Dit is moeilik om sag te wees. En tog is dit die voorbeeld wat Jesus vir ons gestel het. En so ons sien dit wanneer daar lewensritme is dit om nederig te bly. Wat sluit dit in? Wat sluit lewensritmes in? Wil jy weet wat hou jou nederig? Gereelde belydenis van sonde. Gereelde belydenis. Deur jou lewe. Inteendeel, ons praat partykeer oor, ons dink in die 2 V's, ons praat partykeer oor om vinnig te vergewe. Vinnig, weet as jy seer kry, vergewe vinnig. Maar, ek wil vir jou sê, bely vinnig. Bely vinnig. As jy iets gedoen het, jy weet, dit het nie God behaag nie. Moenie wag tot volgende week nie. Stap by die raadsaal uit, sê, ekskuus, ek is nou terug, ek gaan net badkamer toe. Jy gaan sit in die badkamer en sê, Here, ek het 'n fout gemaak. Ek het die hart seer gemaak, ek is jammer. Ek wil nie, dan moet enigiets tussen my en u wees nie. Ek wil dit vinnig bely. Weet jy wat gebeur wanneer jy bely? Die Here sê klaar vir ons, in 1 Johannes 1 vers 9, as ons sonde bely, is hy getrou en regverdig, om al ons sonde te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. Hy staan reg daar by die deur. Hy wil jou vergewe, hy wil jou was, hy wil jou restoreer. Hy sê, kom na my toe. Partykeer is sonde 'n las in jou lewe. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Ek sê julle rus gee. Bely vinnig. Gaan na hom toe vinnig en sê, Here, ek was verkeerd. As jy iemand te nagekom het, jy weet, as iemand jou te nagekom het, ons praat van vinnig vergewe, maar as jy iemand anders te nagekom het, moenie wag nie. Sê net, ek is jammer. Ek het jou te nagekom. Ek het verkeerd opgetree. Ek is jammer. En as iemand dit vir jou sê, vergewe vinnig. Moenie bitter, vergewe vinnig. Ek het op baie hierdie aanhaling gebruik van Corrie ten Boom, wat in Auschwitz in die konsentrasiekamp was in die Tweede Wêreldoorlog. Sy het gesê om te vergewe is om die gevangene vry te laat en dan te besef die gevangene was jy. Vergewe vinnig, maar bely vinnig. Bly in die as jy fout begaan het, jy het iets gesê dalk of jy het iets gedink. Of jy dalk iets gedoen en jy besef ek het nou opgemors. Jy kan in die oomblik sê, Here, ek is jammer, ek het opgemors, vergewe my. En om te bely is om weg te draai. Moenie dit weer doen nie. Moenie die genade van God vanselfsprekend vat in jou lewe nie. Vra die Here om jou te help. Here, help my om dit nie weer te doen nie. Om te bely is deel van nederigheid. Hou jou hart sag. Hou jou hart sag. Een van die redes hoekom ek dink hierdie vir ons so belangrik is omdat, en dink net hier aan vir 'n oomblik gou. Dink net hier aan. Ek en jy gaan eendag voor God staan. En hierdie God waarvan ons nou preek en praat, gaan ons sien van aangesig tot aangesig. En weet jy dat wanneer ek en jy voor hom staan, dan gaan ons wil hê, hy moet aan ons genade bewys. Sy hart, ek wil hê sy hart moet sag wees teenoor my. Ek wil tog nie daar staan eendag en hom hoor sê, ek ken jou nie. Ek wil hê hy moet sag. So weet jy, hoe maak jy seker? Hoe kan ek seker wees in my geloof, dat wanneer ek daar staan, ek genade en sagtheid sal ontvang?
Hier so, Jesus het dit vir ons geleer. Wat ook al ons aan ander doen, is die mate waaraan ons gemeet sal word. En Jesus praat spesifiek, in Matteus praat hy van vergifnis en onvergifnis, en hy sê vir ons, wanneer jy ander vergewe, wanneer hulle teen jou gesondig het, dan sal jou hemelse Vader jou sonde ook vergewe. Maar wanneer jy dit nie doen nie, gaan hy dieselfde liniaal gebruik. Want hoe kan hy? As ek voor hom staan en sê, Here, wees my genadevol, Here, vir my lewe, vir die foute wat ek begaan het, die dinge wat ek gesê het, die dinge wat ek gedink het of gedoen het, hoe kan hy genadevol teenoor my wees, as die mate wat ek gebruik het, onvergifnis was? Ek wil almal om my straf, maar ek wil tog God se genade hê. So die mate wat ek wil hê God aan my moet meet, is die mate waarmee ek my lewe teenoor ander moet meet. Wees sag. Wees sag. Het gaan moeilik wees om sag te wees. Dis geensins maklik nie. Dit is ook nie maklik om te sê, Jesus, ek wil meer soos U wees nie, want dit was nie maklik om soos Jesus lief te hê nie. Dink net aan die kruis. Toe hy op die kruis gehang het, en hy die mense wie besig was om hom te kruisig in die oë gekyk het, het hulle nie gehaat nie. Hy het hulle vergewe. Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En wat sê Jesus vir ons in Johannes 13? Hy sê vir ons, soos ek julle lief gehad het, moet julle mekaar lief hê. Dis uitdagend om so lief te hê, dis nie maklik nie. Maar dis deel van ons lewensritme. Diensbaarheid en liefdadigheid is deel van ons lewensritme, om goed te doen aan mekaar en aan ander, en om diensbaar te wees. Om vir die Here te vra, hoe wil U my gebruik in 2026? Binne die gemeente, as ook buite die gemeente. Kom ek wys vir jou lewensritme. Daar was 'n dame met die naam van Anna in die Nuwe Testament. Ons sien daar in Lukas 2 vers 37, sy Anna het nie weggebly van die tempel nie, sy het met vaste en gebede God gedien, nag en dag. Daar was 'n konstantheid, 'n konsekwentheid in haar ritme, in die dien van God. Nie op een dag af 'n ander dag nie. Warm een dag, koud 'n volgende dag nie. Ons het laasweek gepraat van die twee uiterstes, vonke en as. Jou lewe is nie bedoel om 'n rollercoaster te wees nie. Weet jy wat gaan gebeur as jou lewe soos 'n rollercoaster is en ons geen ritme nie? Jou emosies gaan jou besluite begin lei. Hoe jy voel is wat jou besluite gaan lei. En dis gevaarlik. Dis gevaarlik vir jou om jou emosies, jou besluite te laat lei. Die Heilige Gees wil jou besluite lei. Anna se lewe som goeie geestelike ritme op. En wat doen lewensafsondering? Dit bring verandering. Ons verander, ons groei. Aan die einde van die jaar kyk jy terug en jy sê, ek het gegroei die jaar, ek het verander. Ek het meer soos Jesus geword. Ek is dalk nog nie waar ek moet wees nie, maar die goeie nuus is, ek is ook nie meer waar ek was nie. Ek is dalk nie waar ek moet wees nie, maar ek het gegroei. Ek is ook nie meer waar ek was nie. Ek wil afsluit en vir jou sê, geestelike ritme sal jou lewe geestelik reguleer. Ritme reguleer jou geestelike lewe. Om geestelike ritme in jou daaglikse lewe te begin insluit, vereis intentionaliteit en toewyding. Met ander woorde, jy het nodig om 'n besluit te neem. Ek gaan môreoggend 'n alarm stel, ek gaan opstaan en ek gaan tyd met Jesus spandeer. Ek gaan Sondag 'n alarm stel en ek gaan opstaan en ek gaan die gemeenskap van gelowiges bywoon. Ek gaan saamkom met die vergadering van gelowiges. Ritme is nie net rituele nie, maar dit is bedoel om 'n lewende en 'n dinamiese verhouding met God te kweek, wat ons hart en ons verstand transformeer. Geestelike ritme is noodsaaklik vir ons om geloof te koester en 'n lewende verhouding met God te handhaaf. Deur hierdie ritmes te oefen, kan ons geestelik groei, ons kan meer intiem met God wandel en ons kan ons lewens belyn met sy wil vir ons lewe. Ritme help ons brand. Moenie dit vergeet nie. Ritme help ons brand sonder om uit te brand. Sonder om uit te brand.
En dis my hoop dat jy hierdie week daai boekie gaan neem en daardeur gaan werk. En van die gedagtes wat ons laasweek gedeel het, en van die gedagtes wat ek vandag met jou gedeel het, is ingesluit sodat jy dit nie sal vergeet nie. En dan is daar 'n tyd vir evaluasie in jou boekie. Jy kan gaan kyk na jou daaglikse, weeklikse, seisonale en lewensritme en jy kan jouself evalueer. Waar is ek? Waar vind ek myself op die oomblik? En dan gaan ek jou met 3 vrae in die boekie los op die einde van hoe kan ek dit verander? Hoe kan ek ritme instel en dit deel van my lewensreis word? En ek wil jou bemoedig om dit te gaan doen. Ons het dit geskryf net vir jou. Neem dit, maak dit jou eie en kom praat met ons as jy leiding of hulp nodig het in dit wat jy gaan doen in jou boekie. Hou dit persoonlik, deel dit met die wie jy vertrou en met wie jy graag bietjie wil klankbord en vind vir jouself, en ek dink dit is so belangrik, vind iemand in jou lewe. Ek dink as jy in die huwelik is dit makliker, man en vrou. As jy enkel is, jy weet, vind vir jouself iemand wie jou aanspreeklik kan hou. Iemand saam met wie jy miskien dieselfde tyd van die dag 'n alarm stel en mekaar herinner. Onthou ons moet lees. Op Bible apps soos die YouVersion Bible app kan jy saam met iemand 'n plan volg en jy kan jouself herinnering op die app stel. So hy gaan vir jou boodskap stuur en vir jou sê onthou, jy lees hierdie stukkie vandag, en wat so lekker is van dit is as jy dit saam met iemand doen, dan kan julle albei inweeg en mekaar se notas daar gaan lees. En moenie vergeet om die app af te laai nie. Want ons weeklikse boodskap is ook op die YouVersion Bible app en jy kan dit daar gaan lees. En dis vir jou beskikbaar daar. Gebruik die boekie en ek wil jou nooi, kom volgende week. Volgende week is vir my so belangrik want daar is 'n aspek van ons samekoms wat ons nog nie besef het van hoe ernstig en belangrik dit vir God is dat ons saamkom vir ons gemeente om in die ritme te wees van wat God wil hê vir die kerk nie. En toe ek dit begin studeer en toe ek 'n paar weke terug begin sit en hierdie goed deurwerk en ek kom af op hoe ons gemeente moet lyk. Hoe 'n gemeente moet lyk, nie net ons gemeente nie. Het ek in iets ingeskakel wat ek dink van onskatlike waarde vir kerke is. En dis my hoop dat die Here vir ons deure sal oopmaak om hierdie beginsels te kan deel met ander gemeentes ook. Maar ek wil vir jou sê, wanneer ons saamkom en bid voor die diens, dis nie 'n ritueel nie. Daar is iets wat geestelik verander wanneer 'n gemeente saamkom en bid. Daar's 'n geestelike verskuiwing wat plaasvind. Wanneer jy ten spyte van jou beste wete of hoe jy voel besluit om Sondagoggend op te staan en saam te kom om met ander te aanbid. En dit is 'n ritme wat God self ons innooi na toe. En of dit hierdie gemeente is of dit 'n ander gemeente is, miskien kuier jy by ons vanoggend, miskien sê van 'n ander stad, jy kom kuier by ons vanoggend, of miskien is dit jou eerste keer by ons vanoggend. Jy moet, dit is so belangrik dat jy iewers in 'n liggaam ingeskakel is om hierdie ritme van die kerk om dit te kan geniet soos wat God wil hê jy moet en wat dit beteken vir hom. En nie te mis wat God vir jou instoor het nie. Want die manier wat God in die wêreld werk is deur sy liggaam. Is deur sy liggaam. En so ons gaan volgende week oor praat en hoe belangrik dit is dat jy jou plek vind binne in daai liggaam sodat die liggaam ritme kan hou. Want as een deel buite plek is, as my arm besluit, hy gaan sy eie ding doen, terwyl ek hier staan en preek vanoggend, dan gaan dit my hele liggaam affekteer. En so ons dink, en ek dink, kom ek sluit af met ek weet dis die tweede afsluiting al vanoggend, maar kom ek sluit af hiermee. Ons dink, dis waar van onsself, maar dis ook waar van die kerk. Wanneer jy die oggend opstaan en jy het nie gebid nie, en jy gaan deur die dag, dis omdat ons dink, maar ek is okay met God. Ek is okay, ek kan deur die dag kom, want ek steeds in verhouding met hom. En dis waar dat jy in verhouding is met hom. Niks verander sy liefde en sy verhouding vir jou nie. Maar daar's iets wat jy gaan mis daardie dag. Jy kan eerlik wees. Kom ek wees eerlik met jou. As ek die oggend nie opstaan en gebid het nie, is my dag nie dieselfde nie. Dis nie jy kan sê wat jy wil. Dis nie dieselfde nie. Nou ons dink as kerk is dit ook okay. Ons dink, jy weet, as ek 'n diens of 3 mis, ek so besig, man, ek het so baie dinge waaraan ek moet aandag gee.
En dis waar ons moet. Ons het seker, maar daar's tye wat God ons gaan toets en gaan sê, jy moet aandag aan hierdie dinge gee. Jy moet jou aandag, maar jy kan die keuse maak om te besluit of jy dit gaan doen of nie. En ons dink, maar die kerk sal oukei wees as ek nie bid nie. Die kerk sal oukei wees as ek nie hierdie Sondag gaan nie. Ons het iets gemis van die ritme wat God ons innooi en wat God wil hê ons moet behaal. En ek wil vir jou vanoggend sê, ek wil jou bemoedig en vir jou sê, as ons as 'n kerk in geestelike ritme kan kom van wat God vir ons dink en droom, en die dissiplines wat hy ons gegee het om dit moontlik te maak, gaan hierdie gemeente ontplof met groei. Kom ek sê dit vir jou nou. Ek het vir die kerkraad maandag aand gesê, hierdie jaar is die jaar van bou in hierdie gemeente. Die jaar van bou. En ons moet soos die Israeliete op die muur van Jerusalem wees in die tyd van Nehemia. Kan julle onthou wat hulle in hulle hande vasgehou het? 'n Troffel in een hand om die muur te bou en 'n swaard in die ander. Want ons is in 'n geestelike oorlog. En die oorlog woed oor jou, en jou gesin en jou kinders. Ek wil vir Hendrik vra om solank ons kinderkerk en jeug in te nooi. Hendrik, baie dankie vir jou moeite daarmee. Ons gaan hulle wag om by ons aan te sluit vir die nagmaaltafel. Ek wil bemoedig, kom ons bou so die jaar. 'n Troffel in een hand en 'n swaard in die ander. Gereed om die vyand te weerstaan, maar nie om ons te weerhou om te bou nie. Hierdie is 'n bouseisoen vir die gemeente. En ek hou van Reinhard Bankie se woorde, ek dink hy het dit die beste gesê. Hy het gesê, the church is not a pleasure boat. The church is a lifeboat. And all hands are needed on deck. All hands are needed on deck. En jy mag dalk dink, maar wat 'n verskil kan ek maak? Kom ek sê vir jou, dis nie die verskil wat ek en jy kan maak nie. Dis wanneer die Gees van God 'n mens vul, wat dit 'n lewensverskil kan maak. So wanneer ek my hande vir hom gee en my voete vir hom gee en sê, hier is ek, Here, gebruik my, dan kan die Here dit wat onmoontlik by die mens lyk, kan hy doen, want niks is vir God onmoontlik nie. Terwyl ons vir ons kinders wag om in te kom, gaan ek vir ons bid, vra dat die Here hierdie woord sal sement in jou hart vandag. Amen. En dat dit sal groei, dat dit sal ontkiem. En dat ons na 'n nuwe plek van geestelike ritme sal beweeg as mens, maar ook as gemeente. Kom ons sit net so en dan bid ons saam vanoggend. Here, dankie vir u woord. U woord is vir ons kosbaar, dis lewensgewend. Ons wil vra dat in dit wat ons vanoggend gehoor het, dat dit nie op 'n plek van kennis sal bly nie, maar na 'n plek van toepassing sal beweeg. Lei ons om die ritme van ons lewe aan te pas by u woord. Dat ons daaglikse, weeklikse, seisonale en lewensritmes handhaaf, sodat ons intiem by u kan bly en geestelik kan groei. Laat dit waar wees vir ons lewens, maar Here ook vir ons gemeente. En dat ons in ons eie lewe hierdie jaar dinamiese groei sal ervaar, maar dat ons ook in ons gemeente dinamiese groei, geestelike groei en dan numeriese groei sal ervaar. Ons weet die vroeë kerk, Here, was geseënd met groei toe hulle in ritme was. Neem ons soontoe. Gebruik ons. Werk in ons en deur ons. En laat dit vir ons waar wees, Here, hier in Appington en daar waar ons mag gaan. Seën u woord tot ons harte. In Jesus naam. Amen.